vir die musiekspan sê baie dankie vir die awesome sangdiens wat ons gehad het vanoggend, die wat gegee is, hoe dit uitgeleef is en die Here is groot, die Here is goed, die Here is getrou. En ons gee al die lof en al die eer net aan die Here. Ek wil net so sit en ons oë sluit. Here, ons kom vanoggend met 'n dankbare hart na U toe. Here, ons wil U dankie sê vir dit wat U vir ons doen, Here. Here, dankie vir die voorsiening, Here. Dankie vir die liefde. Dankie vir die genade, Here. Here, en daar waar ek die boodskap moet gee, Here, wil ek vra dat ek net 'n instrument in die hand sal wees, Here. Here, dat U in beheer sal wees, Here, want alles gaan net oor U. Dankie vir die woord wat uitgaan, Here. Dankie vir dit wat ek vir hulle moet sê, Here. Here, en al die lof en eer kom U toe. Dankie vir elke boetie en sussie wat vanoggend ook hier is, Here, om na die woord te kom luister. Here, ons wil dankie sê vir die media wat daar is, dat die woord kan uitgaan, Here, by hulle wat miskien nie by 'n kerk kan uitkom vanoggend, Here, maar dat die woord by hulle sal wees, Here, en dat hulle ook daarvolgens sal lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons teenwoordigheid is, Here, wat ons lei en wat ons help, Here. En ons wil gee al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. My boodskap vanoggend, heel interessant, toe Pastoor Andries my vra om voor te berei vir 'n preek. Toe eerste ding wat my opkom is gehoorsaamheid. Om gehoorsaam te wees aan God. So in die boodskap gaan vanoggend wees om te sien wat die woord vir ons sê oor gehoorsaamheid. Wat wil God hê moet ons hoor oor gehoorsaamheid? Daar is soveel punte waaroor dit gaan. As ons gaan kyk, as ons gehoorsaam is, dit gaan oor liefde, dit gaan oor vreugde. Daar's 'n klomp goed waaroor dit gaan. En ek wil vir die Here dankie sê dat hy my deurgedra en gehelp het met hierdie preek wat ek moet gee vanoggend oor gehoorsaamheid. Maar ek wil net so vinnig 'n kort getuienis gee voor ek verder gaan. In die week is ek by een van ons terreine besig en ek is toe nou klaar en ek laat weer die kantoor luister. Ek kan nie verder aangaan nie, want dit is net geldmors. Ek kan, dit help ek sit net daar, is daar niets anders wat ek kan gaan doen nie. En met die, self my neem, maar daar is 'n ander site waar daar 'n probleem is. Nou, as die mense nie weet nie, ons doen kamerastelsels, ons doen access control, ons doen alarmstelsels, 'n klomp goed wat ons nou doen. En juist die spesifieke plek is 'n plek waar mense bly, is soos 'n woonstel tipe ding, maar hulle gebruik access control om in te gaan. Vingerbeheer of 'n face of miskien soos 'n bankkaart lyk. Maar hierdie spesifiek is toe nou wat hulle vingers gebruik om hierdie deure oop te maak, dat hulle kan ingaan, dat sekere mense kan ingaan wat moet ingaan. Wat nie mag ingaan nie, kan nie ingaan nie. Ek ry toe nou soontoe, kom daarso en ek gaan sit daarso en nou dink ek myself, joh, wat kan die probleem wees? Eerstens kyk ek na die stelsel, ek kyk na alles gesels met die rekenaar, maar die stelsel wil nie werk nie. Nou begin ek klaar 'n backup maak van die hele stelsel, en ek dink toe myself, wow, okay, sê baie groot nie, maar dit dalk beteken ek moet alles oordoen. Maar nou het ek 'n backup en ek kan van daar af werk. En 'n stemmetjie sê vir my die volgende. Nou, jy het al gehoor van firewall. Nou, dit is nou nie so by huis soos 'n firewall wat jy 'n brandmuur bou nie. Rekenaar tegnologie het ook 'n firewall. So wat dit beteken is dat enige iemand kan nie inkom in die stelsel in, as hy nie toegelaat is om daar deur te kom nie. Nou sit ek daar en hierdie woordjie by my kom op, kyk na die firewall. Ek gaan reguit, ek gaan na die firewall toe en ek sien, die ding is ge-enable, hy is oopgemaak, so hy blok alles, al die verkeer wat moet inkom blok hy. So daar is nie goed gestel om te sê, laat sekere goed moet deurkom, hy blok alles. En ek gaan sit alles af, maak die stelsel toe, ek maak die stelsel oop. Prys die Here, daar werk die hele stelsel. Daai stemmetjie wat ek gehoor het, firewall, waar ek nou nie geluister het nie, kon ek dalk nou miskien 'n halwe dag of 'n dag en 'n half gesit het, om hierdie hele stelsel weer in die gang te kry. Deur net 'n paar drukke te doen op die rekenaar, gaan alles oop. En ek sê, Here, dankie. Dankie dat ek gehoorsaam kon wees, om te hoor, om dit te kon oopmaak. Want dit kon my so baie werk gegee het. Al die lof en eer aan die Here, daar's niemand, maar niemand soos die Here nie. Nou eerstens wat ek wil kom is, die volgende slide is, 'n definisie van gehoorsaamheid.
Gehoorsaamheid is 'n gewillige, volkome en voortdurende onderwerping aan die wil van God. So ons moet gehoorsaam wees wanneer die Here met ons praat. Ons moet gewoond raak om daai stem te hoor van die Here. Ons moet so ingestel wees in die Here, dat ons gehoorsaam is, want wanneer die Here met ons praat, laat ons dit kan hoor. Soos geopenbaar in sy gees. Deur die leiding van die Heilige Gees. Dit beteken om nie net God se woord te hoor nie, maar in geloof en liefde uit te leef. Deur gehoorsaam te kan wees, kan ons die liefde en geloof uitleef. Want as ons gehoorsaam is, leef ons nader aan die woord van God. En as ons nader aan die woord van God is, erken ons die liefde van God. Ons kry daai liefde van God. En ons glo wat die woord vir ons sê, want dit kom van God af. Nou as ons kyk na die Hebreëse woord, dis nogal heel interessant, ek nou juist vanoggend seker gemaak, ek spreek dit reg uit. Die Hebreëse woord sê, Shama. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken nie net om te hoor nie, maar hoor met die doel om gehoorsaam te wees. So ons moet hoor en gehoorsaam wees wanneer die Here met ons praat. En waarom is gehoorsaam belangrik? Kom ons kyk bietjie. Gehoorsaam is belangrik om God te verheerlik. Bewys ons liefde aan Christus. So wanneer ons aan Christus gehoorsaam is, bewys ons liefde aan Christus. Toon dat ons in geloof eg is. So wanneer ons glo, is ons geloof sterk en is eg vir dit wat God ons leer. Dit bring geestelike groei. So ons groei sterker in God wanneer ons gehoorsaam is aan die woord van God. Word ons sterker in geloof. En ons geestelik word ons sterker. Maak ons bruikbaar in God se koninkryk. So deur gehoorsaam te wees, maak dit ons bruikbaar. Hoe maak dit ons bruikbaar? Ons gaan ons gee, ons vertel van God. Ons gee liefde aan ander. Ons deel met ander. Ons staan ander by. Ons het vanoggend die getuienis gehoor van hoe liefde is om mense in nood by te staan en te kan help. Dit lei tot God se seën. En dan kan ons God se seën ontvang wanneer ons gehoorsaam is. Is dit nie awesome om te kan weet dat God vir ons dit gegee het, dat dit belangrik is om gehoorsaam te kan wees, om al hierdie punte kan ervaar nie. As ons gaan lees in 1 Samuel 15 vers 22, het die Here behaag aan brandoffers en slagoffers, soos aan gehoorsaamheid, aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Dit kom uit 1 Samuel 15. Om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Om te luister, beter as vet van ramme. So ons moet gehoorsaam wees aan die woord van God. Ons moet luister wanneer die Here met ons praat. Want dit is belangrik om dit te kan doen. Om naby God te kan leef. Om hy liefde te kan uitleef. In geloof te kan leef. As ons kyk na punt nommer 1, wat beteken gehoorsaamheid? Om God se woord te glo. Dis gehoorsaamheid. Om God se wil te ervaar. Dis gehoorsaamheid. Om onmiddellik te doen wat God sê. Ek kon nou daai dag gesit het en die Here kon my gesê het, firewall, ek kon dit gelos het. Miskien later is so doen, maar hoeveel tyd sou ek gemors het, as ek nie dadelik geluister het en dadelik gereageer het nie. So as die Here met ons praat, ons moet dit dadelik doen. Ons al baie gehoor van, ek sal vir jou bid. Dan gebeur dit nie, want ons raak te besig. As God sê, bid nou, bid. Ek het 'n paar keer het ek dit al gedoen, dat wanneer ek by iemand kom en dan die persoon het 'n probleem of iets, dan draai ek so om te loop, en dan steek ek vas en sê ek kom hier so. En dan bid ek. Ek weet my kinders was al vir my nie gelukkig, ek het al in 'n winkelsentrum vir iemand gebid. Dan word af my gesê, kan pa dit nie op 'n ander plek gedoen het nie. God het nie gevra op 'n ander plek nie. Wees gehoorsaam, doen dit nou. Want nou kan dalk net te laat wees. Om God te vertrou, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie. Baie keer sê die Here vir ons goed en ons verstaan nie.
Maar weet julle wat? Wees gehoorsaam. Laat ons gehoorsaam wees aan hy stemmetjie wat ons praat. Ons sal wel na die tyd sal ons verstaan hoekom dit gebeur. Is dit nie awesome nie? Ons kyk na Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. So 'n pragtige boodskap. So 'n skrif hierdie wat ons het. Wie my gebooie het en die bewaar. God het vir ons gebooies gegee, ons moet dit bewaar. Ons moet luister daarna. Nou ek het so praktiese toepassing daarso wat van gehoorsaamheid. Weet, gehoorsaamheid moet nie net by die kerk wees nie. Gehoorsaamheid moet by die huis ook wees. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here by die huis. Want die Here praat nie net met ons in die kerk nie, die Here praat met ons oral. Maak nie saak waar ons is nie. Die Here praat met ons, wees gehoorsaam. Doen dit dadelik. Ons doen dit by die werk. Voorbeeld, toe ek by die werk was. Wat het gebeur? Die Here het my gepraat, hy het vir my iets gegee om my te help. So met enige plek. Selfs in ons finansies moet ons gehoorsaam wees. Baie keer wil ons net gaan koop, want sal die Heilige Gees kom of die Here kom en sê, weet wag. Maar wat doen ons? Ons loop vooruit. Ons wil daai ding hê, ons wil dit koop. En agterna dan so spyt daaroor. Wees gehoorsaam aan die Here. Vra vir die Here, Here, hoe moet ek hierdie finansies behartig? Hoe moet ek dit hanteer? In ons huwelik. Gehoorsaamheid is belangrik in die huwelik ook. In ons denke. Wat se denke het ons? Wees gehoorsaam. Luister wat die Here vir ons sê. Wees gehoorsaam in die bediening. Baie belangrik, hierdie gehoorsaamheid, om aan hierdie goed te kan voldoen. En ek het net daar gesit en weer die goed deur en deur gegaan, by die huis, by die werk, in my finansies. Dan sê ek, Here, help my, dra my deur, laat ek meer en meer gehoorsaam aan U kan wees. Ek kom by punt nommer 2. Waarom is gehoorsaamheid vir God belangrik? Ons kyk in 1 Samuel 15. Baie van ons, wel, ek dink almal ken dit, wat Samuel opdrag gekry het, Saul hulle opdrag gekry deur Samuel, om 'n nasie te gaan uitroei, oorlog te gaan maak, en God het uitdruklik gesê, niemand mag leef nie. Geen mens nie, geen dier nie, niks nie. Saul het gegaan, en hy was ongehoorsaam, want hy het van die mooiste vet diere gespaar, skape, beeste, bokke. En dit is nie gehoorsaam wees nie, want dis nie wat die Here gevra het nie. Ons sien Saul het gedink, gedeeltelik gehoorsaamheid is voldoende. Broers, susters, gedeeltelik is nie goed genoeg nie. Ons moet volkome gehoorsaam wees aan die Here. Ongehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Ons het dit gelees in 1 Samuel 15. Waarna kyk God in gehoorsaamheid? Hy kyk na ons hart. Hy kyk na ons motiewe. En hy kyk na ons gehoorsaamheid. As ons nie gehoorsaam is aan God nie, dink julle God gaan weer met ons wil praat of ons iets 'n opdrag wil gee? As hy net 'n klein dingetjie kan sê, doen dit. Wees gehoorsaam net om dit te gaan doen. Net alles om iemand by te staan. Kan ons soveel verloor as ons nie gehoorsaam is aan die Here nie. Ons lees Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dan kyk ons na punt nommer 3. 'n goeie voorbeeld is Moses. God roep vir Moses om sy volk te gaan verlos uit Egipte uit. En ons weet, en ons ken die verhaal dat ons weet hoe het Moses gevoel
toe God vir hom daai opdrag gee. Ek is nie goed genoeg nie. Is ons nie partykeer net te bang om te sê, ek is nie goed genoeg nie. Maar eerder gehoorsaam te wees aan wat die Here wil hê ons moet doen. Ek kan nie praat nie. As jy nie kan praat nie, die Here het vir Aaron gegee om vir Moses te help om te praat. Gehoorsaam te wees. Ek is nie die regte persoon nie. Gaan ons ooit die regte persoon wees, as ons nie God vertrou nie, as ons nie gehoorsaam is aan God nie. Laat ons gehoorsaam wees aan God, laat ons soos Moses, nie soos Moses sal sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan nie praat nie. Ek was in die begin ook so, toe boodskappe moes gee. Ek was baie senuweeagtig. As pastoor Andries my sê, jy moet preek, dan dink ek myself, hoe kan ek is nie goed genoeg nie? Hoe kan ek 'n boodskap gee? En ek het geleer om die Here te vertrou. Vertrou die Here in enigiets wat ons moet doen, en dit sal ten goeie uitwerk. Die Here sal nie vir jou 'n ding gee, wat hy weet, jy nie kan doen nie. Alles wat die Here vir jou gee, weet hy sal laat deurgaan, deur sy genade, en hy sal ons help om daar deur te gaan. Ons kyk na Eksodus 7 vers 6. En Moses en Aaron het dit gedoen, soos die Here het beveel het. Hulle was gehoorsaam aan die Here. Hulle het gedoen wat die Here gevra het. As ons kyk by die Rooi See, Eksodus 14. God sê vir Moses, beweeg vorentoe. Moses is gehoorsaam, hy beweeg vorentoe. Hy vat sy staf, raak in die see. Die see maak oop. Hy laat Israel daar kon deurgaan. As Moses nie gehoorsaam was nie, was hy seker nog vandag nog 'n strand aan daai kant. Maar hy was gehoorsaam aan die woord van die Here, en vorentoe beweeg, sy staf geraak het, dat die see kan oopgaan, dat die volk kon deurgaan. Dan sien ons wonderwerke, volg dikwels na gehoorsaamheid. So deur gehoorsaam te wees, is daar soveel wonderwerke wat kan gebeur op die einde van die dag. Amen. Ons kyk na punt nommer 4, Abraham. Abraham is gehoorsaam sonder om alles te verstaan. God sê vir hom, verlaat jou land. Wie van ons sal dit doen? As die Here nou by jou kom en sê, verlaat jou plek, gaan soontoe. Wie gaan gehoorsaam wees om dit te doen? Wat doen Abraham? Abraham pak sy goed op, sy familie, alles. Abraham vertrek. Hy is gehoorsaam aan die Here. Hy weet nie eens waarheen hy gaan nie. Die Here het net gesê, ek sal vir jou wys waartoe jy moet gaan. Nog steeds was Abraham gehoorsaam om sy goed te vat en te trek, want hy die Here vertrou, en hy was lief vir die Here. Genesis 22. God vra vir Isak. En ons weet hoe lank het Abraham gewag vir Isak. En dan net so te gaan en te sê, gaan offer jou seun. Gaan julle dit wil doen? Wie van ons is bereid om te sê, Here, ek sal dit doen, ek is gehoorsaam te wees? En ons sien, Abraham was gehoorsaam. Hy het presies gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. En wat gebeur op die einde van die tyd? God voorsien. Net deur gehoorsaam te wees. Ek het al 'n paar keer gedink, as ek so met die Bybel sit en ons doen voorbereiding of werk besig met dit, dan dink myself, wat sou gebeur het as Abraham nie gehoorsaam was, toe God vir hom gevra het, gaan offer jou seun nie? Het dit op julle opgekom? Wat sou gebeur het? Want God het sy seun gestuur om geoffer te word. Sou ons so lekker kon gelewe het? Sou ons 'n redder gehad het? Dis iets om aan te dink. Maar dan sien ons in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep en gehoorsaam, weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en het weggetrek sonder om te weet waarheen hy sou gaan. Ek sal maar 'n bietjie skrikkerig wees om net te gaan en ek weet nie eens waartoe gaan ek nie. Maar God is in beheer, God is getrou.
Punt nommer 5. Jesus die volkome voorbeeld van gehoorsaamheid. Wat 'n pragtige voorbeeld. Jesus die volkome voorbeeld van gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 8. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Tot hy aan die kruis gesterf het, was Jesus gehoorsaam aan die Vader. Ons sien hy was gehoorsaam in Getsemane toe hy in die tuin was. Hy was gehoorsaam tydens sy lyding. Selfs aan die kruis was Jesus gehoorsaam. Lukas 22 vers 42. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Dit was Jesus woorde aan die Vader. Want ons weet, hy het gebid en gevra, Here, as dit u wil is, laat die lydingsbeker my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Nog steeds was Jesus gehoorsaam, en Jesus het presies geweet wat vir hom voorlê, waardeur hy moet gaan. Punt nommer 6, gehoorsaam bring seëning. Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. As jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God, en sorgvuldig te hou, al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God die hoogste stel, bo al die nasies van die aarde. Vers 2. En al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here. Dis 'n belofte van die Here. As ons gehoorsaam is, dat ons seëninge sal ontvang. Jesaja 1 vers 19 sê vir ons, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Net weer lees, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Psalm 128 vers 1, 'n bedevaarslied. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Awesome. Nou kyk ons na die geestelike seëning wat ons ontvang as ons gehoorsaam is. Eerstes is vrede. Gehoorsaamheid bring innerlike rus, selfs te midde van moeilike omstandighede. Ons kyk na Jesaja 48 vers 18. Ag, as julle maar na my gebooie geluister het, dan sou julle vredig gewees het, soos riviere. So ons vrede gewees het, soos riviere. En julle weet hoe rustig is dit by riviere, as met daai stroompies so loop. Daai vrede wat daar is, dis wat die Here vir ons wil gee, deur gehoorsaamheid. Vreugde. Hoe nader ons aan Christus leef, hoe meer word die karakter in ons sigbaar. Johannes 15 vers 10 en 11. Soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Laat ons gehoorsaam sal wees, laat sy blydskap, hy vreugde van die Here kan hê, wanneer ons luister vir dit wat die Here vir ons sê. Leiding. God lei die wat bereid is om hom te gehoorsaam. Psalm 32 vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer, aangaande die weg wat jy moet gaan. God openbaar dikwels die volgende stappe en die wat die eerste stap in gehoorsaamheid neem. So wanneer God met ons praat en ons begin na eerste stap in gehoorsaamheid vat, help God ons deur die res, deur net gehoorsaam te wees, om my eerste stap te vat en dit te doen wat die Here sê. En die Here volg ons saam deur al die ander punte, of al die stappe. Beskerming. Gehoorsaamheid beteken nie 'n lewe sonder probleme nie.
Dit weet ons almal. Dit is nie maklik nie. Maar God beloof sy teenwoordigheid en sorg. Ongeag waardeur ons gaan, ongeag van wat daar is, beskerm God ons nog steeds. En hy beloof sy teenwoordigheid en sy sorg. Psalm 121 vers 7 en 8. Die Here sal jou bewaar in elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar. Van nou af tot in ewigheid. 'n belofte van die Here, wat hy vir ons gee deur, dat ons net gehoorsaam moet wees aan sy woord. As ons kyk na groei, elke daad van gehoorsaamheid versterk ons geloof en geestelike volwassenheid. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. So wat ons hoor, moet ons gaan doen. As ons die woord hoor, moet ons daders word. Ons moet gaan doen wat die woord vir ons sê. Vrugbaarheid. 'n Gehoorsame lewe dra geestelike vrug. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. So wanneer ons in die Here bly, dra ons veel vrug, want die Here voorsien, want hy is die voorsiener vir ons. Want sonder my kan julle niks doen nie. As ons daai wynstok vat hom weg, en ons is net die lote, wat gaan gebeur? Niks kan groei nie. Ons kan nie 'n loot gaan vat en gaan plant daar 'n wingerd nie. Die wynstok is nodig. So het ons Christus nodig in ons lewe, dat die lote kan vrug dra. Punt nommer 7, ongehoorsaamheid bring gevolge. Ons kyk na Adam en Eva, wat in die tuin was. Pragtige plek waar die Here geskep het. Hulle het alles gehad. En die Here het hulle 'n opdrag gegee, of 'n bevel gegee, en hulle was ongehoorsaam. En deur hulle ongehoorsaamheid verloor hulle Eden. Hulle mag nie meer daar bly nie. Ons kyk na Saul, wat nie sy opdrag volkome uitgevoer het wat die Here vir hom gesê het om te doen nie. Hy verloor sy koningskap. Ons kyk na Israel. 40 jaar in die woestyn. Deur ongehoorsaamheid het hulle so lank in die woestyn gebly. As ons gaan kyk na sommetjies goed wat gemaak is, was dit nie regtig so lank wat hulle in die woestyn sou gewees het, na die beloofde land wat die Here vir hulle gegee het. Maar deur ongehoorsaamheid was hulle 40 jaar lank in die woestyn. Ons kyk na Jona. Die Here sê gewoon na Nineve, en gaan waarsku die mense, gaan praat met hulle. Jona besluit, hy gaan nie gehoorsaam wees, hy gaan na 'n ander pad, Tarsus toe. Klim op 'n ander boot, wat gebeur? Hy word uitgegooi, hy beland in 'n vis. Al die goed moes eers gebeur, voor hulle besluit om gehoorsaam te wees aan die Here. Ons kyk na Romeine 6 vers 16. Weet julle nie, dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is, en is nie of van sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. En ek het al hierdie punte gehoorsaamheid het ek so in rooi gesit, net om te wys hoe belangrik het is, om na God se woord gehoorsaam te kan wees. Hoe word ons gehoorsaam? Ken die woord. Dis die eerste plek, ken die woord, om gehoorsaam te kan wees. Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Luister na die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 16.
Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Bid. Ons moet gedurig bid. Psalm 143 vers 10. Leer my om die welbehae te doen, want U is my God. Laat U goeie Gees my lei in 'n gelyke land. Ons moet God vertrou. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Vertrou die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Doen dit onmiddellik. Ware gehoorsaamheid stel nie uit nie. Soos ek vroeër gesê het, as die Here met ons praat, doen dit dadelik. Moenie uitstel nie. En dan bly in Christus. Johannes 15 vers 5, weer eens, ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly, ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Punt nommer 9. Teken van gehoorsaamheid, 'n gehoorsame Christen. 'n Gehoorsame Christen lees die Bybel. Ons lees die Bybel om die woord te kan leer ken en God gehoorsaam te kan wees. Bid gereeld. Gebed gaan ook saam met die woord, saam met die Bybel, want as ons bid, kan ons die Here vra, Here, openbaar vir ons wat die skrif vir ons wil gee. En ek weet, hier is ook miskien 'n moeilike punt, vergewe ander. Ons sukkel baie keer om mense te vergewe, maar deur mense te kan vergewe, maak dit ons vry. Wees gehoorsaam, as die Here sê vergewe, doen dit. Dien met nederigheid. Dit moet nie oor onsself gaan nie. Wees nederig as die ander help, of wat jy ook al doen, of die Here dien, of wees nederig. Dit moet nie oor myself gaan nie. Dit moet nie oor onsself gaan nie. Dit moet alles gaan oor God, oor Jesus. Gee eer aan God, want al die lof en eer kom hom toe. Wandel in heiligheid. Volhard selfs onder beproewing. Wat baie beproewings op baie, maar nog steeds moet ons volhard in onsself daardeur. En dit gebeur alles deur gehoorsaamheid van God. Dan wil ek afsluit. God vra vandag nie eerste vir ons geld nie. Hy vra nie vir ons talente nie. Hy vra nie vir ons bediening nie. God vra gehoorsaamheid. En ons moet gehoorsaam wees aan die woord van die Here. So Samuel gesê het, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Mag ons soos Moses sê, Here, ek sal gaan. En mag ons soos Abraham vertrou. En mag ons soos Jesus bid, nie my wil nie, maar U wil geskied. Amen. So al die lof en eer aan die Here. So vat hierdie woord, leef daarmee en ek wil vra, wees gehoorsaam aan die Here. As die Here praat, luister. Want ons kan net soveel seëning ontvang daardeur. Deur gehoorsaam te wees, sy liefde te ervaar en te glo in die Here. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die boodskap, Here, wat vanoggend uitgegaan het. Here, net weer eens dankie dat ek instrument in die hand was. Here, dat die woord gegaan het. Laat die harte dit ontvang het, Here, en almal daar volgens sal lewe. Here, laat ons nooit, maar nooit ongehoorsaam sal wees nie. Here, laat ons gehoorsaam sal wees wanneer U met ons praat. Here, want deur gehoorsaamheid kan ons daai liefde ervaar, kan ons in geloof wees, Here. Deur gehoorsaamheid kan ons ander help, Here. En dankie dat ons die voorreg het om die woord te kan lees, Here, dat ons kan bid. En net weer eens dankie te sê vir dit wat U vir ons doen, Here. Here, en dankie dat die Heilige Gees ons lei. Net weer eens om gehoorsaam aan die woord te kan wees en te kan doen wat U wil hê ons moet doen, Here. Dat alles oor U sal gaan.
Here, en soos die woord sê, nie my wil nie, maar dat U wil sal geskied. In Jesus naam. Amen. Dankie pastoor Wiets. Gehoorsaamheid is belangrik. Ons het dit gehoor vanmôre. Kom ons wees gehoorsaam. Ek gaan vir Pieter vra, Pieter, julle kan uitdeel. En terwyl hulle uitdeel, gaan Michael vir ons 'n liedjie sing, of ons gaan saam sing, en dan sal ons die nagmaal gebruik. Prys die Here. Dit is hier wonderlijk. Dit is hier. Dit is hier. Vredevors, Seun van God. Dit is hier. Ja, Heer. Wonderlijk, wonderlijk, ja, U is raadsman. Dit is U, dit is U, dit is U. Dit is hier wonderlijk, wonderlijk. Dit is hier vredevors, Seun van God. Dit is hier, ja, yes, wonderlijk. Ja, Jezus, raadsman, almachtig God. Dit is hier, dit is hier, dit is hier. Dit is hier, wonderlijk, wonderlijk. Dit is hier, vredevors, Seun van God. Dit is hier, dit is hier, wonderlijk, wonderlijk. Ja, dit is hier, raadsman, almachtig God. En dit is hier, dit is hier, dit is hier. Dit is hier, dit is hier, dit is hier. Dit is hier, dit is hier, dit is hier. Toen slechts U wil hier, U wil met mij, kom ons zingen saam. U potte bakken met mij die tijd. Vorm mij en maak mij net zoals U wil.
Net soos ons sit, dan sluit ons oë. Hemelse Vader, ons kan net dankie sê, Here, vir 'n geleentheid soos hierdie om weer nagmaal te kan herdenk. Die offer wat Jesus gebring het vir ons aan die kruis. Here, baie dankie. Dankie Vader dat U Seun gestuur het en Jesus, dat U bereid was om dit te doen. Dat U gebid het, nie my wil nie, maar U wil. Ons eer U, Here. Dankie dat U Gees gestuur het om vanoggend vir ons te kom leer en vir ons te kom lei en vir ons te kom help. Ons eer U daarvoor ook in Jesus naam. En waar ons nou die nagmaal gaan gebruik, bid ek, Here, dat dit nie net sommer net so sal wees nie, maar dat dit regtig ware 'n lofprysing sal wees aan U, wat U vir ons gedoen het. En ons dank U in Jesus naam. Amen. Ek wil vir ons net 'n stukkie lees, Hebreërs 10 vers 10 tot 12. Deur hierdie wil, God se wil, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. King James sê once for all. Een keer vir altyd, vir almal. Elke priester staan wel dag vir dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring, wat nog nooit die sondes kan wegneem nie. Die priesters het elke dag geoffer, maar daai offers was nie goed genoeg nie. Maar hy het, dis Jesus, nadat hy homself geoffer het, een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God, en wag nou verder, totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Here Jesus het oorwin. Here Jesus het die laaste slagoffer gebring, as hoëpriester, het hy homself geoffer en homself oorgegee, terwille van ons. Ons gaan vanoggend nagmaal gebruik, en ek gaan die formulier vir ons lees, in 1 Korintiërs 11 vers 23. Hy sê, wat ek van die Here ontvang het ek aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, dit gebreek het en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons vat hierdie broodjie vanmôre en ons besef, dat Jesus se liggaam geoffer is vir ons. En net so met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Kom ons neem vanoggend die sap, en ons verstaan en besef, dat die bloed van Jesus vir ons gevloei het. En dan kom die laaste gedeeltetjie, wat sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Die nagmaal is nie net sommer 'n ding wat ons doen nie. Ons verkondig die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Amen. Prys die Here, hy is goed. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie, dat U so goed is. Dankie Jesus, dat U as hoëpriester Uself kon offer, en dat ons vandag dit kan weet en verstaan, omdat die Gees van God in ons woon en ons leer. Here, baie dankie, dat ons die woord kon hoor vanmôre. Dankie dat ons saam die nagmaal kon gebruik. Dankie dat ons U kon aanbid vanmôre in gees en waarheid. Here, U is so 'n wonderlike God, 'n ewige God. En ons eer U, Here, en ons sê vir U dankie dat ons U kan ken. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n laaste liedjie. Kom ons staan gerus op en dan gaan ons finaal afsluit. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I heard about Him, the man who gathered
down on my knees. I found my Jesus down on my knees. I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hand. I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy, please. He had compassion, he showed me love, and now I pray the word above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Down on my knees, yes, down on my knees. I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Het ons het nou vanoggend gehoor, ons moet gehoorsaam wees. En terwyl ek was sit, toe praat die Here nou met my, toe sê ek, ag, nee, ek is op 'n goeie plek nie. En ek is nie lus vir dit vanoggend nie. En ek dink dis een van die dinge van gehoorsaamheid, ons is baie keer nie lus. Is ek reg? Die Here praat met jou, dan sê jy, ek sien nou lus. Die Here sê vir my, is mense vanoggend wat hom nodig het, en ons moet saam met hulle bid. En ons gaan dit doen, al is ek nie lus nie, gaan dit doen, want dis wat gehoorsaamheid aan die Here beteken. Michael, ek wil jy my nog aan biddingskoortjie vir my net lei. En weet jy wat, as die Here nou met jou gepraat het en gesê het, ja, ek het jou gesien, nou moet jy net doen, wat ons saam met jou bid. Jy weet, ons moet gehoorsaam wees. Nie net nou ek moet gehoorsaam wees om te sê, okay, ek gaan saam met iemand moet bid nie, maar jy moet gehoorsaam wees om te sê, okay, dit is vir my wat die Here gepraat het, en ek gaan gehoorsaam wees. So ek wil jou uitnooi vorentoe. Ons gaan nie hierdie diens uittrek nie, maar ons gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. En ek weet, dis die Here. Soos die Here nou met jou gepraat het, dan weet jy moet wees vanoggend. Hiervoor, dat ons saam met jou kan bid, want dis wat gehoorsaamheid vra. En hier kom al klaar mensies uit, ek loof die Here. Kom ons wees gehoorsaam aan die stem van die Here. En ons doen wat die Here sê. En hulle wat my help het hier, die pastoor asseblief, julle moet hier voorwees, hier is mense wat die Here vanoggend nodig het. En weet jy wat, ons het nou gehoorsaamheid, en nou is hulle ook gehoorsaam, kom ons is ook gehoorsaam om saam met hulle te bid. Dis die Here, ons vertrou dat u iets vanoggend gaan doen in lewens. En kom ons wees nou gehoorsaam aan die stem van die Here. En ek dank u Vader, u is so getrou en u is 'n waarmaker van die woord. En ons gaan nou saam bid. Dankie Michael. The splendor of the King flows
earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide and trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age they stand. Time is in his hands, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Know the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names.
is our God, and all will see how great is our God. Amen. Hoe groot is die Here nie net nie. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Kom ons sluit die gemeente, ons sluit af. Ons daar is koffie en tee na die tyd. En ek en pastoor Andries en ander pastore sal die voorlees as iemand ons wil sien. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat U hierdie groot God is wat ons kan ken. Here, wat 'n voorreg is dit nie net om te weet U is die Here. U is op die troon. U het vir ons gesterf, U het opgestaan uit die dode. U maak ons die geregtigheid van God in Christus. U gee vir ons U woord, U gee vir ons U Gees. U gee vir ons gebed, U gee vir ons dat ons kan Bybel lees en kan elke dag in geloof staan en wandel tot U eer en verheerliking. Here, dankie. Dankie. Vader, ons dankie ook vir hierdie diens, vir alles wat ons kon deurgaan vandag, kon saam sing en aanbid. Dankie weer eens vir die woord, Here. Dankie dat ons nagmaal kon gebruik en die dood van die Here Jesus kon verkondig totdat hy kom. Vader, waar ons uit mekaar uit gaan, bid ons ook dat U met elkeen sal wees en elkeen sal bewaar totdat ons weer by mekaar sal wees op die tyd. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie seën vir almal, geniet die middag.